Vriende, ons bly in 'n wêreld waar mens baie negativiteit optel. Jy lees dit in die koerante, jy hoor dit op die radio, jy hoor dit rondom jou braaivleisvuur. Ons word gebombardeer met hierdie negativiteit. Dis amper asof dit 'n inding is om pessimisties te wees. Ek wonder hoeveel keer het ek nou al in die laaste paar jaar gehoor dat iemand sê, maar hierdie land is in sy piekie. As ek genoeg geld gehad het, was ek al lankal hier weg in 'n ander plek toe. En dan word alles en almal word sleg gemaak. Dis die regering, dis die president, dis die munisipaliteit, dis die ouens wat die potholes moet regmaak. Almal is sleg, niemand is goed nie. En dan word ons misdaadsyfer word aangehaal, ons werkloosheid, die morele verval. Dit raak ou heeltemal moedeloos. En wat van ons arme jeug, ons kinders, waar gaan hulle eendag werk kry? Wat se toekoms is daar vir hulle? Ek kry soms die idee dat daar mense is vir wie dit lekker is om negatief te wees. Dat dit eintlik hoe slegter dit gaan, hoe lekkerder kry hulle, want hoe meer het hulle om waar hulle self kan verlustig. Liewe vriende, die probleem is, negativiteit is aansteeklik. Dis nie net jou lewe wat jy daarmee versier nie, maar ongelukkig ook die mense met wat jou in aanraking kom, word daardeur beïnvloed. Daar is 2 voëls in hierdie wêreld, 2 tipe voëls. Daar's die aasvoël. Die aasvoël word in die oggend wakker en dan gaan hy in die lug op en dan sweef hy rond en dan soek hy dooie dinge. Maar dis waarvan hy hou. Hy soek dooie dinge. En weet julle wat? Aan die einde van daai aand is daai aasvoël gaan land in sy nes en sê, ek het lekker baie dooie dinge vandag gekry. En dan is daar die suikerbekkie wat in die oggend opstaan en rondfladder en hy gaan soek soedinge, suiker, nektar. In die aand, as hy by sy nes kom, hy lek hy sy lippe af met daai lang tong van hom en hy sê, ek het gekry waarvan ek gehou het. En so word jou werklikheid, jou leefwêreld waarin jy is, bepaal, wat is dit wat jy gaan soek die dag, as jy jou oë oopmaak en die dag ingaan. Is jy een van daai mense wat die oggend opstaan en gaan kyk waaroor kan jy vandag kla? Wat is daar vandag waaroor jy negatief kan wees, waaroor jy weer kan gal afgaan en sê, kyk net, alles is in sy bietjie. Nee, wat? Of is jy een van daai mense wat in die oggend jou oë oopmaak sê, yes, die Here het my deur hierdie nag gespaar. Hier's nog 'n dag wat voor lê, 'n geskenk uit die hand van die Here. As ek vandag vir julle as jong mense en vir julle as gemeente sê, julle moet positief bly, dan is dit nie 'n humanistiese positiwiteit van jy moet bly wees omdat jou oor 'n emosie wat jy ervaar of oor die omstandighede wat goed is nie. Die oproep wat ek vandag op julle almal maak is om positief te bly op grond van die beloftes wat God aan ons maak. En ek wil vanoggend vir julle uit Romeine 8 wil ek vir julle 7 redes gee om positief te bly. En ek wil vir julle huiswerk gee. Julle moet die Romeine 8 moet julle gaan deurlees op julle eie by die huis. Is 'n redelike lang hoofstuk. Ek gaan net so 'n paar verse aanhaal. So, die eerste rede wat ek vanoggend vir jou wil sê, waarom jy positief moet bly, is jou sondes is vergewe en jou ewigheid is verseker. In Romeine 8 vers 1 staan daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wat die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee, die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die sonde en die dood. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is nogal 'n ou wat sukkel om deur 'n dag te kom sonder om iewers sonde te doen. So daar is nie 'n dag wat verbygaan wat ek nie moet leef vanuit hierdie genade en hierdie vergifnis van God nie. En is dit nie lekker om te weet
dat daar is iemand wat jou vergewe het nie. Om te weet dat daar is 'n God wat jou 'n tweede kans wil gee, en 'n derde kans, en 'n 1000ste kans, want dis die God wat hy is. Jou sondes is vergewe. Elke dag wat begin, kan jy die blaadjie nuut omblaai en oorbegin by God, vry van sonde, vry van skuld. Tweede rede, jy kan vrede ervaar. Romeine 8 vers 6, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. In Filippense 4 vers 7 lees ons van daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons kan nie dit verstaan nie, dit is soos algebra, in trigonometrie. As jy nie 'n kop het vir wiskunde nie, dan verstaan jy net nie daai goed. En ons as mense kan ook nie hierdie vrede van God verstaan nie. Want is nie iets wat vanuit 'n mens self kom, of bepaal word deur jou omstandighede nie. Hierdie vrede is iets wat God se Gees vir jou gee, wat van binne afkom, wat maak self wanneer dit sleg gaan, en wanneer dinge deurmekaar en woes en daar chaos rondom jou heers, jy nog steeds vrede kan ervaar. Vrede nie as gevolg van nie, maar vrede ten spyte van. Rede nommer 3 is die heerlikheid wat kom, oortref die swaar kry van nou. In Romeine 8 vers 18 staan daar, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Nou mag 'n ou dink, maar Paulus, ja, dit is maklik vir Paulus om hierdie woorde te skryf. Hy verstaan nie die ellende waarin ek nou op hierdie oomblik is, of die krisis wat ek nou beleef nie. Hierdie woorde was definitief nie maklik vir Paulus om te skryf nie. Paulus het dit nie maklik gehad nie. Paulus is met 'n sweep geslaan, hy's met klippe gegooi, hy's 'n paar keer so gemartel en gelos vir dood, hy was op 'n skip wat gesink het, hy's deur 'n slang gepik, hy's hoeveel keer in die tronk gegooi. Dis 'n man wat, as hy sê, hy weet waarvan hy praat, as hy sê, dit wat voor lê, maak op vir al die ellende wat ons nou beleef, dan kan jy hom maar glo. Hy praat uit sy eie ervaring. Die krag en die genade van God is groter as enige ellende of swaar kry of pyn wat ons hier op aarde kan beleef. Maar meer is dit, en dis die wonderlike daarvan om 'n kind van God te wees, dat God kan dit self regkry om jou pyn en jou swaar kry te gebruik, en in dit en deur dit met jou te werk. So wat Paulus eintlik vir ons sê is, eet nou maar jou groente, want daar lê lekker pudding voor. Die 4de rede, God laat alles ten goeie meewerk. Dis Romeine 8 vers 28 waar staan, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Weet julle, wat is die betekenis van die oorspronklike Griekse woord wat hier met alles vertaal word? Die betekenis van die oorspronklike Griekse woord is alles. Dis alles. Daar's nie ruimte vir interpretasie nie. Wanneer daar staan alles, dan beteken dit God kan alles laat meewerk ten goeie. Daar's 'n groot woord wat ons gebruik soms in die kerk, ons praat van die voorsienigheid van God. Dat daar soms dinge met 'n ou gebeur en jy kan nie verstaan nie, en dan vat dit eers soms baie jare later, wat jy terugkyk en dan kan sien, maar nou maak dit vir my sin. Nou verstaan ek hoekom dit en dit gebeur het. So self as ons liderlik droog maak en van God af dwaal, kan God soms ook daai slegte ervarings deel maak van 'n groter plan vir jou lewe. Al is dit net om vir jou 'n les te leer of om jou weer op te roep tot groter verantwoordelikheid. Rede nommer 5. Jesus
self pleit en bid vir ons by God. Romeine 8 vers 34 sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Ons glo, as ons bid, gebeur daar dinge. Dis tog hoekom ons bid. Hoeveel te meer sal daar nie dinge gebeur as Jesus self bid en pleit by God vir ons nie. Ek weet nie van julle nie, maar daar was al tye in my lewe waar daar goeders gebeur het, wat ek so hartseer of geskok of selfs kwaad was, dat ek nie met God kon praat nie. En dat daar woede in my was oor dinge wat gebeur het, wat ek nie kan verstaan nie, dat dis soos 'n muur, ek kan nie met God praat nie. Dan is hierdie 'n ongelooflike stuk troos om te sê self, wanneer ons nie kan bid, of weet wat om dit bid nie, dan bid die Gees in ons plek by God. En ek weet, hier's baie mense wat hier sit en wat skuldig voel, omdat hulle te min bid. Dis goed so, jy moet 'n bietjie skuldig voel, bid meer man, bid meer. Dis goed, dis jy meer bid. Maar weet ook, dat self wanneer jy nie bid nie, die woord sê dat Jesus pleit, hy hou aanhou pleit, hy hou nooit ophou by God vir jou. Een van my kosbaarste herinneringe in my lewe, en dit is so mooi om dit op te bring hier op Moedersdag, is toe ek 'n klein seentjie was, wat ek kan onthou dat ek so af en toe by my ma in haar kamer ingekom het, en dat sy by die bed gekniel het en gebid het. En ek het geweet, my ma bid vir my, want sy het soms sommer hardop begin bid, as sy een van ons kinders in die kamer oorkom. My ma bid vir my. En later toe ek universiteit toe is, en later in my lewe toe dinge soms 'n bietjie wild en woes soms geraak het, en ek soms 'n bietjie onseker gevoel het, want ek weer hierdie prentjie gesien van my ma, wat op haar knieë is en vir my bid. My ma is vandag, kan sy nie meer op haar knieë is nie, gaan nie, maar sy bid nog steeds vir haar, en julle, dis 'n ongelooflike bron van krag en inspirasie vir my. En dit het my al deur baie moeilike tye in my lewe gedra, om te weet, daar is 'n ma wat vir my bid. Maar meer is dit, Jesus bid vir jou, by God. Rede nommer 6, God is aan my kant. Vers 31 sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hier is sommige mense wat vanoggend sê, weet jy, ek is 'n vredelewende, goeie mens, ek het nie vyande nie, daar is niemand wat enigiets teen my het nie. En dan is daar dalk sommiges wat sê, nee, ek het waarskynlik al in my lewe 'n paar mense ongelukkig gemaak, en dinge gedoen wat ander mense nie tevrede was nie, of mense teleurgestel. Maar daar staan in die Bybel, dat ons as kinders van die Here, ons is een kerk, een liggaam. En dan sê die Bybel ook vir ons, dat die kerk staan in oppositie met die wêreld. So, eintlik, ons almal wat hier sit, het eintlik 'n wêreld wat teen ons gekant is, vir dit wat ons bely, en dit wat ons glo. Maar dan kom Paulus môre en sê, maar ons moet nie ons te veel steur daaraan nie. Hy sê nie, niemand is teen ons nie. Hy sê, wat maak dit saak, as iemand teen jou is? Want God is aan ons kant. Ons verlossing, ons hoop, ons toekoms staan vas, en niks of niemand kan enigiets daarvan wegvat nie. Rede nommer 7. Niks kan my van God se liefde skei nie. Romeine 8 vers 38. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of toekomstige of teenswoordige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of
enigiets in die skepping kan ons skei van die liefde van God nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Is jy bang? Is jy bekommerd? God is lief vir jou. Is jy hartseer? God is lief vir jou. Het jou vriende jou verraai? Het die wêreld hulle rug opgedraai? Gee jou ouers nie meer vir jou om nie? God is lief vir jou. Is daar iemand vir wie jy omgee wat dalk baie siek is? Iemand vir wie jy lief is wat dalk hulle lewe verloor het? En jy rou daaroor, onthou, God is lief vir jou. Voel dit asof alles in jou lewe skeefloop en die hele wêreld sy rug op jou draai. Onthou, God is lief vir jou. God is lief vir jou. Daar is letterlik. En nou bedoel ek letterlik, soos in wat dit moet gebruik word, nie soos wat die tieners gebruik nie. Want die tieners, letterlik, sê hulle letterlik, seker omtrent 3 keer letterlik in elke letterlike sin wat hulle gebruik. Hierdie is nou letterlik. Daar is letterlik niks wat jy in hierdie lewe kan doen of aanvang of wat met jou kan gebeur wat maak dat God een titseltjie minder lief kan wees vir jou nie. Sy liefde vir jou is volmaak. Niks kan ooit iets daarin verander nie. 7 redes waaroor ons kan jubel en juig en kan positief wees vanmôre. 7 redes waarmee ek vir julle in die wêreld wil gaan instuur, wanneer mense begin bou en kla en negatief wees, wat jy van vra, luister, is jy 'n kind van die Here? Nou ja, kom ek herinner jou in 'n paar redes, hoe kan jy net 'n slag 'n bietjie kan ophou vir ons en kan glimlag en sê, dankie Here. Liewe jong mense, mag Romeine 8 en hierdie beloftes, wat hulle vir julle maak, en vir julle as gemeente, mag julle daaraan vashou. En wanneer die lewe so bietjie druk raak, en omstandighede hoe bietjie jou skouers wil laat hang, herinner jouself, God se liefde staan vas. Jy het rede om te glimlag. Amen. Liewe vriende, ons gaan nou oor na die belydenisaflegging. Ek sê dit elke jaar, en elke jaar wanneer ek sê dit, bedoel ek dit opreg. Maar hierdie is 'n besonderse klas. Hulle was nie bang om hulle te sê wat hulle dink nie. Hulle was nie bang om soms vir hulle dominee te weerspreek as hulle nie saamgestem het nie. Ek het dit verskriklik geniet. Ons het ongelooflike diep gesprekke gehad. Ons het lekker saam gewonder en geleer en soms gelag. Dit was 'n avontuur. En ek wil vir julle dankie sê dat julle dit vir my so lekker gemaak het. En dankie vir alles wat ek by julle kon leer. Ek mis julle al klaar. Terwyl julle hier sit, mis ek julle klaar. En ek wil tog vir julle sê, moet nou nie vreemdelinge wees nie. Kom kuier by ons, kom drink 'n koffie daar by my, en laat ons aangaan op hierdie pad wat ons saam begin stap het. Die belydensklas moes 'n briefie skryf, waarin hulle sê waarom dit vir hulle belangrik is om voorgestel te word. Hoor jy like piep piep? Ek hoop nie is iemand se hartklopmasjien nie. Ek dink, skus julle. Dit was daai, wat noem hulle UPS, wat gebiep het, maar het klink soos 'n ou, ek is so bang hy maak net, biep, biep, biep. Dit is maar allemaal ontsteld gewees het nie. Vriende, die kandidaate moes 'n briefie skryf waarin hulle gesê het, hoekom dit vir hulle belangrik is om voorgestel te word. En ek wil vir julle dankie sê vir julle mooi briewe, vir die moeite wat julle daarmee gedoen het en die regtig waar mooi stukkies getuienis wat daar uitgekom het. Soos ek hulle vorentoe roep, gaan ek elke keer net so 1 of 2 sinnetjies wat hulle geskryf het voorlees, as ook 'n stukkie van hulle persoonlike getuienis. Dan wil ek hê, moet julle hier voor my kom staan, die eerste een kan sommer daai kant staan, en dan maak julle 'n ry vir my.
So, ek roep graag die volgende kandidaate na vorentoe. Adrian Gerber. Adrian skryf, om 'n pad met die Here te stap is 'n groot pluspunt in die lewe, want deur jou geloof in Christus en 'n positiewe gesindheid, wel dan, jy het geweet waar ek gaan preek, nee, deur 'n positiewe gesindheid is dit makliker om die groot menswêreld binne te gaan, bewus van God se teenwoordigheid. Andrew de Wet. Andrew skryf, om 'n pad met die Here te stap is 'n ek wil voorgestel word, want ek wil my volle vertroue vir die Here gee en ek wil die res van my lewe saam met Jesus die pad stap. Anke Stouman. Anke skryf, ek was vir 'n ruk kwaad vir die Here oor sekere dinge wat gebeur het, maar het besef, dinge gebeur met 'n rede. Nou is ek gereed om meer te fokus op my pad met die Here. Annike Visser. Dit was vir my 'n moeilike besluit om voor die gemeente as getuies my belydenis, dit was nie vir my moeilik, om te besluit om voor die gemeente my belydenis van geloof af te lê nie. My gebed is dat die Here my sal lei in die weë wat hy vir my kies, en dat ek altyd getrou sal bly in die belofte wat ek vandag aflê. Bobby Luke Colbin. Ek kom uit 'n huis waar ek van kleins tyd geleer is oor die Here. Daar was moeilike tye in my lewe wat ek net weer besef het dat die Here soveel vir my beteken. Ek wil voluit lewe vir hom. Hannah Schmidt. Ek glo dat God my hier geplaas het met 'n doel en ek wil graag dien waar ek kan. Leer by ander en saam aanbid is deel van die liggaam van Christus. Deur voorgestel te word, erken ek my verbintenis tot hierdie geloofsfamilie. Janke Beileveld. Toe Dominee my gevra het waarom ek voorgestel wil word, het 'n miljoen dinge deur my kop gegaan, maar is eintlik heel eenvoudig wat die grootste rede is, omdat ek 'n kind van Jesus is en hom liefhet met my hele hart en die res van my lewenspad wil stap met hom aan my kant. Johan Janse van Rensburg. Die Here was daar toe daar niemand anders was nie. In 'n tyd wat meeste van my vriende my gelos het, het ek alleen gevoel, maar die Here het my laat voel daar is iemand wat steeds omgee en luister. Loan Kutse. Om voorgestel te word is vir my 'n bevestiging dat die Here saam met my my pad stap en by my is. Ek weet dat God my in moeilike tye sal dra en sal lei wanneer ek rigting soek. Kan julle so 'n bietjie nader aan mekaar staan? Sê dankie. Marie Kutse. Marie Terblanche, skus, as ek heeltemal Marie Terblanche. Ek wil hê die hele wêreld moet weet hoe groot en almagtig ons God is. My ouma het altyd baie Bybelstories vertel. Iets wat my altyd sal bybly is, alles in 'n mens se lewe hoef nie perfek te wees nie. En alles gebeur nie soos jy dit wil hê nie, maar as die Here in jou lewe is, dan het jy klaar alles wat jy nodig het. Suanne Janse van Rensburg. Ek wil nie net in die kerk sit nie, ek wil deel van die gemeenskap wees, saam bid, saam lag en saam groei. Ek wil nie net vir myself leef nie, maar vir ander en vir God. Sunay Wolmerans. Om aangeneem en voorgestel te word is my 'n belangrike deel van die pad wat ek met die Here stap. Ek wil graag betrokke wees by die kerk en dit sal wonderlik wees om te help waar ek kan. Sjoe, ek het al hoe meer hierdie kant toe beweeg, soos hulle meer geraak het. Nou wil ek hier staan waar julle hom ook vir my kan sien. Liewe seuns, meisies, toe jy gedoop is, het jy voor jou ouers beloof, het jou ouers voor die Here beloof, om jou so groot te maak dat jy die Here sal leer ken en tot geloof in Jesus Christus sal kom. Die feit dat jy vandag hier staan om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die belofte wat jou ouers by jou doop gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe en dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katedese
het jy sekere kennis van God, die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy, dis nie net verstandskennis nie, maar dat jy ook met jou hele hart daarop vertrou. Ons sal daarom graag vir jou vanoggend die geleentheid gee, hier in die erediens, voor God en al hierdie getuies, om hiervan te getuig. Luister na die volgende vraag, en daarna gaan ek elkeen afsonderlik kans gee om daarop te antwoord. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou op die pad te help en op die regte pad te bly? Ek gaan nou vir julle elkeen kans gee om te antwoord. OK, reg, is julle reg om te antwoord? Adrian, wat is jou antwoord? Adrian, baie geluk met jou voorstelling. Ons is baie trots op jou. Alle voorspoed en seën vir jou pad vorentoe. Ons gee vir jou Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome op die Here. Jy moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou pad vir jou reguit laat loop. Alles seën en voorspoed vir jou pad vorentoe. Ons is baie lief vir jou. Andrew, wat is jou antwoord? Andrew, daar is oomblikke in jou lewe wat so spesiaal is, dat jy soms moeite wil doen, dit te onthou en dit te vier. Vandag is een van daardie dae, soos die dag van jou dood, om te besef dat God jou oneindig lief het. Hy het jou reeds gekies. Al wat jy moet doen is om God se liefde te aanvaar en die pad in Jesus se voetspore te volg. Kinders, baie geluk. Ons is baie trots op jou. Baie sterkte vir jou pad vorentoe. Mag God jou anker in jou lewe wees, vir jou baie geseënde jare gee. Ons sê vir jou Filippense 4 vers 13. Jy gestel alles in staat deur hom wat krag gee. Ons is baie lief vir jou. Anke? Anke, ons met jou sê, ons is baie trots op jou. Stop gou. Oef, julle is te vinnig. Die arme kind moet tog eers antwoord. Kyk, kan jy net die videoetjie terugvat na die begin toe? Anke, wat is jou antwoord? OK, is reg. Ons is baie trots op jou. Ons wil jou alle voorspoed toewens vir jou toekoms vorentoe. En ons die volgende versie aan jou opdra. Jesaja 1 vers 9. My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees, nie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou waar jy gaan. Annike? Ekskuus. Annike was die stoel enetjie. Annike, ons wil as jou ouers vandag vir jou sê, ons is baie trots op jou. Waar jy vandag in die huis van God voorgestel en aangeneem word. Mag jou lewe vorentoe suksesvol wees. Annika, ons wil graag die volgende teksvers aan jou oordra. Spreuke 30 vers 5. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Bobby Luke? Bobby Luke, sterkte vir vandag. Mama's baie trots op jou. Dit is 'n groot besluit. Vandag sê jy self ja vir Jesus. Laat jou lewe elke liewe dag getuienis wees van jou geloof. Daar gaan goeie tye en slegte tye wees. Onthou, jy is nie alleen nie. Mama wil vir jou verse gee, Efesiërs 2 van vers 19 tot 22. Whenever you feel unloved, unimportant or insecure, remember to whom you belong. En jy weet, jy is 'n kind van Jesus. Hannah? Hannah, ons is trots op jou vandag. Hierdie stap wat jy neem, wys jou liefde vir Jesus en jou keuse om hom te volg met jou hele hart.
Mag jou pad altyd verlig wees deur sy lig en mag jy sy stem duidelik hoor in elke keuse wat jy maak. Ons is baie lief vir jou. Ek wil net vir jou Psalm 37 vers 4 tot 5. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. En ek is baie trots op jou. Mag jy altyd weet hoe waardevol jy vir my en vir God is. Janka Beileveld. Hallo Janka, ons Bybelversie vandag vir jou is Filippense 4 vers 3. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En ek en Papa weet, jy is. Janka, ons is baie trots op die pragtige sterk vrou wat jy geword het en dat Jesus jou aan ons toevertrou het. Jankie, mag jy altyd die liefde van jou gesin ervaar en ook die oneindige liefde van Jesus Christus. Ons is baie lief vir jou. Johan. Boeta Johan, baie geluk met jou spesiale dag. Maar wil vir jou 'n stukkie lees uit Tessalonisense 5 vers 16. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van jou verwag. Bly altyd die grappige, vriendelike, spontane, albehoedsame seun, maar is baie trots op jou. Lief vir jou. Johan, baie geluk met jou groot dag. Onthou net, staan sterk in jou geloof, maar sonder vertroue saam met die geloof, raak dit maar moeilik. So staan by dit, wees wat jy is, was baie trots op jou. Luan? Johan, baie geluk met jou voorstelling. Ek wens jou net die beste toe vir jou toekoms. Ken die Here in al jou besluite wat jy neem en vertrou op hom ten volle. Ons is baie lief vir jou en baie trots op jou. My versie aan jou is Psalm 37 vers 3 tot 5. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Marie? Liewe Marie, dit is baie lekker vir ek en mamma om met die dag saam met jou te deel. Ons is baie trots op jou. En hou jou oog gerig op Jesus en ken hom in alles wat jy doen. Marie, ek wil vir jou Spreuke 3 vers 5 tot 6 toebid. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ek wil vir jou Filippense 4 vers 13 gee, Marie. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Papa en mamma is baie lief vir jou en ons weet jy sal 'n groot sukses maak in jou lewe. En so jy moet nog gedoop word môre, so ek wil hê jy moet hier by my kom staan en jy antwoord op dieselfde vraag as wat hulle almal geantwoord het en wat is jou antwoord? So Jansen van Rensburg, op grond van jou belydenis en jou geloof in Jesus Christus, doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vriende, en dan ons laaste een, Sunay. Lekker verras dat ek 'n slag aan die kant van die kamera is, né? Of as 'n boodskap vandag vir jou is, laat jou karakter, jou integriteit, bovenal jou geloof in God, altyd rigtingwyser wees in jou lewe vorentoe. Onthou, jy word nooit geken aan jou vriende nie, en jy word geken aan die vriende wat jy nie het nie. Alle sterkte vir jou vorentoe, wat baie lief vir jou. Johan, en so Oma Sanne is so bevoorreg om hierdie belangrike dag in julle lewe saam met julle te kan vier. Ja, ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet glad nie wat volgende jaar vir julle voorlê nie. Maar al wat ons weet is Josua 1 vers 9 sê vir ons: Ek is die Here, ek wees sterk,
Moenie bang wees nie, wees vasberade. Want ek, die Here jou God, sal oral met jou staan. Liefde vir julle. En dan Sunay se video, skus. Sunay, vandag is 'n baie spesiale dag. Jy het besluit om vir almal te erken dat Jesus Christus jou verlosser is. Ek en pappa wil vir jou sê, ons is baie lief vir jou, ons is baie trots op jou. Ons het die voorreg gehad om jou te sien groot word en nou kan ons sien hoe jy groei in jou geloof. Ek wil vir jou sê, jy moet altyd naby aan Jesus bly. Hy ken jou naam, hy ken jou drome en jou vrese en hy sal jou nooit los nie. En ek wil hê jy moet vandag onthou in jou hart as die keerpunt van jou geloof. Ek gee vir jou Psalm 23 om aan vas te hou en ons rigtingwysers vir jou toekoms. Ons het jou baie, baie lief. Hy so my pappa is baie jammer dat ek jou aanneem voor so 'n kind bywoon. Nou kom 'n Sondag. Maar een ding wat jy moet onthou, as jy ons Vader aanneem, as jy verlossing en saligmaker, sal daar niks op jou pad kom nie. Hulle sê mos, ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Wow, jy gaan. Lief is jou baie. Bye. Liewe jong mense, op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van Oudtshoorn Moedergemeente. Baie geluk. Julle moet alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige prys kan verkry. Liewe gemeente, sien om na hierdie lidmate, sorg vir hulle en bid vir hulle. Moedig hulle aan en leef in liefde saam met hulle, sodat God se naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra word. Julle is die lede en die liggaam, lede van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur julle lewe as heilige offers vir hom te gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir U loof en eer vir elke meisie, elke ou wat vanoggend hier voor my staan. Dankie, dankie, dankie Jesus vir die genade in hulle lewe. Dankie vir mammas en pappas en oumas en oupas en sonnaarskool ooms en tannies wat die pad saam met hulle geloop het en vir hulle geleer het. Dankie Here dat hulle ook vandag hier kan staan en uit hulle eie sê, ja Here, ek wil U kind wees. Ek weet dat ek gedoop is en ek weet dat U my God wil wees. Here, ek bid dat U die pad vorentoe saam met hulle sal stap, dat hulle U sal ervaar as 'n God wat naby aan hulle leef. En wanneer die storms en die swaar tye kom, hulle sal weet dat U is hulle anker. Hulle kan op U vertrou. U sal uitkoms gee. En Here, wat hulle toekomsplanne ook al mag wees, waar hulle werk, waar hulle gaan studeer, vir hulle toekomstige mans en vrouens, ek bid Here dat U vir hulle daarin sal seën, dat hulle gelukkig sal wees, dat hulle voorspoed sal ken en U in alles sal eer. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe vriende, daar's 'n uitdrukking in Afrika wat sê it takes a village to raise a child. En ons weet hierdie kinders het nie op hulle eie tot hier gekom nie. Ek wil graag vra dat al ons mammas en pappas wat vanoggend hier is, dat julle gou voor sal opstaan asseblief. Al die mammas en pappas. Okay. En dan wil ek vra, is die enige oumas en oupas, sal julle asseblief ook vir my opstaan? Enige oumas en oupas? En dalk is daar ander mense in jou gesin, boeties en sissies wat dalk vanmôre is. Ja, sê. En dalk neefs, niggies, ooms, tannies, res ander familie, enige familie wat nog hier is. En is die van julle vriende hier? Is enige van julle wat hier sit vriende met hierdie mense? Dan kan julle ook asseblief staan. Enige van hulle skoolvriende of julle het al iewers met hulle kontak gehad. En julle weet, ons het vanoggend vir julle gebid, nee, toe ons gebid het vir alle jong mense, wat ons altyd doen, as ons 'n jeugdiens sê, ek wil hê die res van die gemeente, dat ons almal sal staan.
En dan wil ek vir julle vanoggend herinner, en julle moet my mooi hoor, liewe jong mense, julle loop nie hierdie pad alleen nie. Wat ook al gebeur, hierdie mammas en pappas en oumas en oupas en familie en vriende en hierdie hele gemeente, ons is lief vir julle. Julle is deel van ons. Ons stuur julle uit met 'n stuk trots en 'n stukkie weemoedigheid, omdat ons julle gaan mis. Maar uit hierdie gemeente kan ek julle verseker, sal daar altyd gebede vir julle opgaan. Daarom moenie moedeloos raak nie, moenie begin twyfel en geloof verloor nie. Julle is nie alleen nie. Vriende, ons gaan as 'n geloofsbelydenis saam met hulle hier voor, julle bly net so staan, gaan ons 'n lied sing. En hierdie lied se naam is The Goodness of God. En in hierdie lied bely ons dat die Here se goedheid is nie iets wat eendag kom en eendag gaan nie. Dis nie aan en af nie. Die Here se goedheid is altyd by ons. En dit is wat vir ons rede gee vir positiwiteit en om fees te vier in hierdie lewe en om te sê, dankie Jesus.
Julle vriende, jy kan maar sit, baie dankie. Ons gaan nou geleentheid gee vir die kerkraad om net vir hulle geluk te wens en ietsie aan hulle te oorhandig. Verlede jaar se belydenis of vanjaar se belydensklas, julle kan vir ons die kruisies kom ophang. Waar is julle? Okay, baie dankie. Ons gaan na die tyd, wil ek sommer die ouers en die familie nooi vir 'n bietjie saam kuier. Julle kan maar eers gaan sit. Baie dankie en dan gaan ons nou geleentheid gee vir die dankoffers. Baie dankie julle.